brassery en identiteit. So jy is 'n predikant en jy het 'n impak op jou gemeente. Die vraag is, wat 'n impak het jy op jou gemeente? So ons het 'n paar coaching vriende met wie ek al baie gepraat het, Benna en Isak, en ook ander coaching vriende wat 'n geestelike pad stap, en hulle doen coaching op die Carnivore in Ketowor, en hulle sorteer hulle liggame uit met gesondheid in terme van om reg te eet. Hier is my ding. As jy 'n prediker is, of as jy 'n prediker ken, wat se gesondheid nie op die regte plek is nie, jy weet jou gesondheid is nie op die regte plek nie, of jy weet jou predikant se gesondheid is nie op die regte plek nie, maak 'n plan. Hoekom? Nommer 1, daar's 'n roeping op jou lewe. As daar 'n roeping op jou lewe is, en jy eet nie reg nie, dan verkort jy jou roeping. Nou wie se skuld is dit? So, vat verantwoordelikheid vir waar jy is. Kontak my, doen Carnivore Ketowor coaching. Ons het bootcamps. Ons is nie skaam om oor die geestelike goed te praat op hierdie bootcamps nie. Ons het mindset bootcamps. En ons praat oor positiewe goed daar. Ons identifiseer met mekaar. Ons hoor die getuienisse. En Isak byvoorbeeld is nou op sy matriekgewig. En hy is al naby aftrede. So ek het al baie keer onderhoude gevoer met Isak en ook met Benna. Hy is ook 'n predikant. So ek gaan met hulle albei praat weer op 'n live. Ek moet hulle nog kontak en ek gaan kyk of ek hulle twee bymekaar kan kry. En dan gaan ons praat oor brassery en ons gaan praat oor identiteit. Vat verantwoordelikheid vir waar jy is. Ek sê altyd, nee, jy moet bid asof jy nie Carnivore doen nie, en dan moet jy Carnivore doen asof jy nie gebid het nie. So met ander woorde, eet reg, al het jy gebid. My nommer is in die bio, WhatsApp my. Carnivore Ketowor coaching, dit werk.